Baie hartlik welkom by hierdie geleentheid. Wat 'n voorreg om in hierdie Kersseisoen, 2 weke voor Kersfees, diep na te dink oor die koms van die Here Jesus. En wil ek vanoggend die laaste ek is uitspraak met jou deel, soos dit opgeteken is in Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, wat 'n voorreg om aan U die lof en die eer in hierdie oggend te bring. Wat 'n voorreg om nog 'n keer die Kersseisoen te kan beleef en in diepte na te dink oor die koms van U Seun na hierdie wêreld. Mag U hart in hierdie oggend op 'n nuwe manier oopgaan vir elkeen van ons. Mag ons U teenwoordigheid in sy volheid ervaar in Jesus se naam. Amen. Ek wil voordat ons die teks lees, graag 'n paar inleidende opmerkings maak. Ek dink aan so 10 jaar terug het die geselsaanbieder op die televisie, Oprah Winfrey, by geleentheid 'n verwysing uit 'n New Age boek aangehaal waar sy gesê het, alle paaie lei na die hemel toe. Die woorde was baie paaie, daar is baie paaie wat na die hemel toe lei. En toe het 'n gelowige persoon uit die gehoor opgestaan en gesê, Oprah, ek verskil van jou, en aangehaal uit die woord Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Seker die bekendste ek is uitspraak van Jesus, maar ook die mees kontroversiële uitspraak, omdat mense baie moeilik daardie woorde van Jesus wil aanvaar. In Johannes 14 vers 1 tot 6 besef Jesus dat sy einde nader kom. Die tyd wat hy in die kruis sou sterf en sou swaar kry en die finale offer vir ons sonde sou bring. En dan gaan hy in 'n tipe van 'n afskeidsgesprek met sy disippels en begin hy vir hulle sê, my einde kom nader, dan gaan ek sterf, ek doen dit alles vir julle, dan gaan ek uit die dood uit opstaan en daarna gaan ek terug hemel toe na my Vader toe, met die doel om vir julle te gaan plek voorberei. Want ek het 'n kosbare familiehuis wat ek eendag met julle wil deel. En sien ek in my geestesoë hoe die disippels met onsekerheid gekonfronteer word, want Jesus, hulle grootste rolmodel wat altyd tussen hulle was, laat hulle nou sogenaamd in die steek. En hoor ek by Jesus dat hy eintlik vir hulle wil sê, in hierdie onseker lewe is daar net een ankertou waaraan ek en jy moet vasgryp. En dit is aan ons Verlosser, Jesus Christus. Kom ons lees die gedeelte saam. Johannes 14 vers 1, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. Dis 'n baie kragtige teks. As ons die inleiding tot hierdie gedeelte lees, dan het Jesus 2 fokuspunte. Die eerste fokuspunt is hy wil vir ons gaan plek voorberei. Hy wil vir ons sê daar's baie plek in sy familiehuis
Daar gaan plek wees vir elkeen van ons wat in die geloof aan Jesus Christus vashou. In die tweede plek wil hy vir ons sê wat die pad na die hemel toe is. Hoe kom ons met ander woorde daar? As ons kyk na vers 4, dan het Jesus veronderstel dat sy disippels teen hierdie tyd al weet hoe om in die hemel te kom. Hy sê vir hulle, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En dan is dit asof Thomas koue water in Jesus se gesig gooi en vir Jesus sê, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En dan antwoord Jesus vir hom, maar ek is die weg, die waarheid en die lewe. Waarmee Jesus vir hom sê, Thomas, daar is net een ankertou vir hierdie lewe en die lewe hierna, soos wat daardie lied sê, my enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. Jesus sê vir hom, ek is die pad, daar is nie 'n ander pad na die hemel toe nie. Ek is ook die lewende pad. Ek is ook die waarheid. Daar is 2 sleutelwoorde in Jesus se uitspraak wat Johannes baie pertinent in sy evangelie gebruik. Die een woord is waar Jesus sê, ek is die waarheid. Die woord waarheid word 36 keer in Johannes evangelie gebruik. Maar ek is ook die lewe. Die woord lewe word 25 maal in hierdie evangelie gebruik. Om iets te sê van Jesus se karakter. Onthou met sy ek is uitspraak is hy besig om homself aan ons as sy kinders te openbaar. Daarom sê Jesus, ek is die pad. Ek self is die waarheid. Ek is die lewe. Daar is geen ander pad buite my om nie. Daar is geen ander definisie vir die waarheid buite my om nie. Daar is geen ware lewe, ewige lewe buite my om nie. Matthew Henry sê dit so vir my so mooi, hy sê, Jesus is die oorsprong, die begin van alles. Hy het ook vir jou en vir my in opgewondenheid geskep. Jesus is ook die middel, die hier en nou, hy wil die middelpunt van elke faset van my lewe wees. Maar hy is ook die einddoel. Hy wil so graag sy familiehuis met my en jou deel. En in hierdie gesprek ervaar ek iets van disippelskap, waar Jesus vir ons disippelskap wil definieer. Want wat beteken dit om 'n disipel van Jesus te wees? Hy praat hier direk met sy disippels en wil hy vir hulle sê, hou aan my as ankertou vas. Ekskuus tog, met ander woorde, volg my, loop in my voetspore en jy sal al daardie dinge hê. Jy sal die pad na die hemel toe hê, jy sal die waarheid ken en jy sal die ewige lewe hê. As ons gaan kyk na Jesus se uitspraak, ek is die waarheid, dan wil ek vir jou vra, hoe definieer ons die waarheid? Kom ons kyk gou na Johannes 1 vers 14 en vers 17. Hierso staan die woord is natuurlik 'n verwysing na Jesus, het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het. En dan hierdie woorde, en hy is vol genade en waarheid. Vers 17, God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het egter deur Jesus Christus na ons gekom. Hoe definieer ons die waarheid? Die waarheid is gelyk aan 'n persoon.
Die waarheid is Jesus Christus. En een van die kernkenmerke van die postmoderne samelewing waarin ek en jy leef, is dat daar verskeie waarhede aan ons voorgehou word. Ek wil amper so ver gaan om te sê, elke ou verkondig sy eie waarheid. En ongelukkig kom ons agter dat die wêreld waarin ek en jy elke dag leef, is verward. Mense weet nie meer wat die waarheid is nie. Doeteenvoudig omdat hulle nie meer 'n ankertou het waaraan hulle vashou nie. En daarom dobber ons soos 'n boot sonder 'n anker op die water rond en worstel ons heeltyd met hierdie vraag, maar wat is nou eintlik die waarheid? En wil Jesus in hierdie gedeelte wat ons gelees het, vir Thomas antwoord en vir Thomas sê, Thomas, ek rig 'n uitdaging aan jou en aan al my disippels. Julle moet julle hele lewe oriënteer rondom my en my voorbeeld wat ek vir julle gestel het. As julle op my voetspore stap, as julle doen wat ek gedoen het, as julle beweeg waar ek beweeg het, dan gaan julle 'n verskil maak. En dit bring my by die laaste ek is uitspraak, of die laaste gedeelte van hierdie ek is uitspraak, as Jesus sê, ek is die lewe. Wat is definisie van lewe? Ek is oortuig daarvan dat die dokters sal lewe miskien op 'n ander manier definieer as wat ek en jy dit definieer. Maar kom ons kyk gou na Johannes 5 vers 27. Dan of Johannes 5 vers 26. Dan definieer Jesus lewe as volg: Soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Hy het hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie hieroor verbaas wees nie, daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word tot die ewige dood. Johannes 6 vers 47 en 48. Hierso staan die woorde: Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van God afkom, hy die Vader gesien. En dan sê Jesus, dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Jesus se definisie van die ewige lewe is die volgende: Wie aan my as die ankertou vashou met alles wat hy het. En hoe hou ons aan hom vas? Deur die geloof in Jesus. Wie in my glo, het die lewe. Nie net die lewe hier op aarde nie, maar die ewige lewe. En dit is Jesus se definisie. Thomas sê vir Jesus, hoe gaan ek in die hemel kom? En Jesus wil vir Thomas sê, Thomas, daar's 'n punt wat jy mis. Jy fokus so op die hemelse woonplek wat ek vir jou gaan voorberei, dat jy vergeet dat ek gekom het om nou reeds hier op aarde vir jou lewe te gee en dit in oorvloed vir jou te gee. En dan dink ek so in die woorde van Johannes 7, waar Jesus daarvan in vers 37 sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees
ontvang. Jo, wat 'n kosbare ding leer Jesus hier vir Thomas. Thomas, moenie so fokus op die lewe hierna, dat jy die oorvloedige lewe wat ek nou vir jou wil gee, dat jy dit mis nie. En hoeveel van ons fokus ook maar op die ewige lewe en sê, maar ek wens die Here wil my nou kom haal. Ek wens hy wil my nou kom verlos van hierdie gebroke werklikheid. In plaas daarvan, om te sê, Here Jesus, U het my in 2025 op hierdie spesifieke plek en beroep in Oudtshoorn geplaas, om nou voluit U verteenwoordiger te wees, en U hande en U voete te wees. Help my om die volheid van hierdie lewe nie nou te mis nie. Ek sien ook iets daarvan in Johannes 3, waar die Here Jesus met Nikodemus, 'n kerkleier, praat. Ek blaai gou soontoe. En dan sien ek in Johannes 3 daar vanaf vers 18 tot 21. Ek lees dit saam met jou. Dan staan die volgende daar: wie in Jesus glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig na die wêreld toe, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie deur die lig aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Geloof in die Here Jesus Christus, die bewys van jou geloof in Jesus, is 'n lewe van gehoorsaamheid en 'n lewe van vrug dra. As ons gaan kyk na Johannes 15, vers 16, dit is my so 'n mooi teks, Johannes 15, vers 16. En dan staan daar, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou, nie eers eendag nie, maar nou reeds. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Liefde is seker die grootste vrug wat die Here Jesus vir jou en vir my gratis kom gee het. Ja, mag hierdie ankertou vir my en vir jou stuur, ook in hierdie Kersseisoen, want dit is waaroor Kersfees gaan. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Amen.